Goeiemôre geliefde familie en vriende. Vir my vanoggend net eers die geleentheid om namens myself en my gesin, sowel as die Nederheidshervormde gemeente Lichtenburg en u as familie ons innige meegevoel met u te betuig na die afsterwe van oom Frans. Ons glo vertrou dat u nie alleen deur hierdie moeilike tyd gaan, maar dat die Here by u is, u sal vertroos en sal bemoedig, nie net vir vandag nie, maar ook in die dae wat kom. Baie seën en baie sterkte vir elkeen. Geliefde broers en susters, ek gaan vra dat ons sal staan vir die uitspreek van die seën. Ons kyk vandag soos die digter van Psalm 121 op na die berge en dan wonder ons waar gaan daar vir ons hulp en vertroosting en bemoediging vandaan kom. Die Here kom sê vandag vir ons dat die hulp wat jy nodig het, die vertroosting waarna jy smag, die bemoediging wat jy nodig het, kom van my wat die hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Mag op die plekke in. Liefde broers en susters, hoewel ons onder hartseer omstandighede hier by mekaar is vandag, kan ons nog steeds die Here loof en prys. Want as ons in die natuur daar buite gaan kyk, dan sien ons nog steeds God se grootheid, God se ingrype en dan leef ons in daardie geloof dat ons weet die graf is nie vir ons die einde nie. Die graf is gewoon vir ons die begin saam met die wonderlike, almagtige Skepper God. En mag ons dat ook vertroosting vind in daardie wete dat ons altyd kan jubel in die goedheid van God. Kom ons sing as 'n lofsang aan die Here, lied 464. Ons kan dit volg op die bord, soos dit agter my verskyn. Ons gaan dit staande saam sing en ons gaan net die eerste vers daar sing en daarna mag u weer plekke in. Moet maar verskoon, ons het so 'n tegniese probleem met ons orgel vandag, want ons nie altyd het nie. Kom ons staan en dan sing ons voorbegeleiding, sing ons die baie bekende lied 464. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Liefde broers en susters, ek lees vandag vir ons voor uit die woord van die Here in die Psalmbundel. Ek gaan uit Psalm 34 daar lees, nou nie die hele Psalm nie, hoewel van vers 19 af tot by vers 22. Skrif lees in Psalm 34 van vers 19 af. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlos hy. Regverdige ervaar baie teëspoed, maar uit dit alles red die Here hom. Hy beskerm sy bene, nie een van hulle word gebreek nie. Boosheid veroorsaak 'n goddelose se dood, en hulle wat regverdig gehaat, sal daarvoor loop. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Profeet Jesaja sê dat gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Here, ons sê Here, dit is vanoggend met 'n swaar gemoed dat ons in U teenwoordigheid kom staan. Want Here, uit ons midde uit is weggeneem 'n pa, 'n oupa, 'n man, 'n vriend. Here ons Here, dis in hierdie hartseer, mistroostige tye,
dat ons alleen net na U toe kan vlug. Want ons weet, Here, U is vir ons 'n rots en 'n veilige vesting. U is die God wat ons seer verstaan. U is die God wat ons sal vertroos en ons sal bemoedig en vir ons in hierdie chaotiese wêreld weer sin en 'n rigting in die lewe kan gee. En dit is om daardie rede, Here, dat ons hierdie oggend hier na U toe kom. En ons bring vandag, Here, hierdie familie van Frans na U toe. Here, U ken elkeen van hulle se hartseer. U ken elkeen van hulle se verlange. U verstaan, Here, wat elkeen van hulle beleef het, nie net vandag nie, maar ook in die verlede. Ons gebed is, Here, maak hulle in hierdie uur rustig. Geef vir hulle geopende ore en harte om vertroosting vanuit U woord uit te ontvang. Lei hulle deur die Gees, Here, om steeds elke dag afhanklik van U te wees. Want Here, ons weet vanuit U hand uit kom net wat goed is, net wat reg is, net wat edel is vir elke van ons se lewe. Ons dra aan U op, Here, daardie wete dat U hulle sal vertroos, die pad saam met hulle sal stap. Ons bid ook vandag vir oom Frans se vriende wat hier is, sy ander familie wat hier is. Ons gebed is, Here, dat U elkeen van hulle ook in hierdie oomblik daardie berusting, kalmte van gemoed sal gee, waar ons smag in hierdie onstuimige tye. Laat ons dan ook deur U woord daardie water ontvang, wat vir ons dorre siel ook uitkoms bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefde familie en vriende, vandag is ons hier by mekaar om afskeid te neem van oom Frans. En hier waar vanoggend staan, dink ek, u as familie sit met redelike gemengde gevoelens vanoggend nie. Aan die een kant beleef jy daardie diepe hartseer oor 'n geliefde wat nie meer daar is nie. Maar dan aan die ander kant dink ek sit iemand vanoggend hier met 'n halwe gevoel van verligting. En hoekom sê ek verligting? Want ek vanoggend Jaco se boodskap wat hy vir sy pa geskryf het lees, het ek in 'n nederdop vir oom Frans leer ken. Jy het hom geken as iemand wat altyd besig was. Het sy besig om te werk, besig om iets reg te maak, besig om iets reg te pak. Hy was heeltyd besig geweest. In die afgelope paar weke moes dit vir julle so moeilik gewees het om daardie besige persoon net daar te sien. Om te sien hoe kry hy swaar, om te sien hoe het hy pyn, om te sien hoe gaan hy agteruit. En toe die dood uiteindelik intree, was dit daardie gevoel van verligting wat die mens het. Hierdie lyding, hierdie ellende nou tot 'n einde gekom het. En partykeer voel 'n mens skuldig oor daardie gevoel. Maar dit is net menslik. Inteendeel, ons noem dit liefde. Dis daardie omgee om ontslae te wees van hierdie aardse swaarkry. Jy sit vandag hier met gewende gevoelens. Wanneer ons in 'n situasie soos hierdie beland, wonder ons baie keer, maar waar is God in ons hartseer? Waar is God in ons lyding? Waar is God wanneer ons so swaar kry? Die antwoord op die vraag kry ons nie in ingewikkelde teologie. Die antwoord lê eintlik opgesluit in die belofte van 'n Psalm soos Psalm 34. Psalm 34 is hierdie getuienis dat God nooit op 'n afstand bly staan wanneer ons hartseer is, wanneer ons moeg is, wanneer ons moedeloos is, wanneer ons ellende beleef en net toe kyk hoe ons ly. Dis juis hierdie swaar kry tye wat God nader aan ons beweeg. En die Psalm het gesê dit so mooi in vers 19. Hy sê hier, die Here is na aan hulle wat 'n gebroke hart het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. Frans se dood laat u as familie vandag met 'n gebroke hart. Julle is hartseer, julle is stikkend oor sy heengaan. Maar dis nie net vandag nie. Dis die afgelope paar weke waar julle hom versorg het en na hom omgesien het. En dit het julle tot 'n groot mate met 'n verpletterde gees agtergelaat. Maar dan kom die psalmdigter en dan sê hy so mooi dat God wag nie tot ons eers reg gekom het of tot ons oor dit gekom het voordat hy ons help nie. Nee. Dis juis in tye soos hierdie wat God nader aan ons kom. Wanneer ons op ons swakste is, dis wanneer God op sy naaste aan ons beweeg.
Hy tel nie net die stukke van ons lewens op, wanneer ellende en hartseer en verlies ons tref nie. Maar God is daar by ons, te midde van die hartseer, te midde van die ellende en te midde van die lyding. En vir u as familie, vir u as vriende, is dit die eerste troos wat Psalm 34 vandag vir ons doen. Dat ons weet, ons is nie alleen waar ons vandag hier by mekaar is nie. Vers 20 sê die digter, regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here hom. Nergens word enige van ons ooit beloof dat ons 'n sorgelose, pynlose lewe hier op aarde sal hê. En net so het oom Frans ook maar sy eie teenspoed geken. Hy het sy eie hartseer ook maar saam met hom gedra. Hy het sy eie bekommernisse, sy eie vrese en sy eie spanning ook maar elke dag gedeurleef. Net soos wat ons dit ook elke dag doen. En wanneer hierdie hartseer en ellende oor ons pad kom, dan sê die psalmdigter, is dit juis in daardie tyd wat God nader aan ons beweeg. En ek dink daardie vir ons ook vandag is dit troos daarin. Dat ons weet, om Frans se lyding is nou tot 'n einde. Daar waar hy sy teëspoed beleef het, en u vandag sekerlik die grootste teëspoed beleef, die verlies van 'n geliefde. Daar weet ons is God by ons. En as die psalmdigter hier vers 20 die woordjie red gebruik, dan sê hy met daardie red, dat dit beteken eintlik dat God laat nie toe dat swaar kry en pyn en lyding die laaste sê oor ons lewe het. En Frans het ook nou redding gekry. Sy redding het ook nou gekom. Hy is nou vry van die teenspoed wat ons nog hier op aarde moet beleef, van die hartseer en die ellende. Hy rus nou in die volmaakte teenwoordigheid van sy skepping. Daar waar daar geen meer pyn, hartseer of lyding is nie. En dit is waarom die psalmdigter ons dan ook in vers 21 en vers 22 herinner aan God se soewereiniteit. Selfs wanneer ons liggaam ingee, wanneer ons liggaam val, wanneer ons liggaam nie meer wil, dan is ons siel nog steeds veilig in God se hande. Vers 22 sê die psalmdigter, dat diegene wat by die Here skuil, sal nooit skuldig bevind word. En dis eintlik die evangelie vir ons in 'n netedop saamgevat. Deur genade is ons Frans ook nou veilig. En dit bring ons eintlik by daardie punt om te sê, Psalm 34, roep u as familie en vriende van ons Frans ook vandag, nooi u eintlik uit, ook hierdie donker uur, by God skyn te gaan soek. Moenie probeer om hierdie hartseer, hierdie verlange, hierdie las, die eie te dra. En vir enige mens is dit net 'n te swaar las om te dra. Gaan na God toe. Hy is naby aan elkeen van u. Hy wil u help. Hy bly vir elkeen van u 'n veilige vesting. Vir ons lewe hier op aarde is nou verby. Maar dis nie die einde van sy storie. Hy is nou in die arms van die een wat naby aan die gebrokenis is. En mag hierdie wete dat hy nou by sy verlosser is, en die wete dat sy verlosser ook naby aan elkeen van u is, vir u daardie vertroosting en bemoediging en vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Geliefde familie en vriende, as 'n slotsom gaan ons nou lied 512 sing. Ons gaan nie die derde vers daar sing, en ek dink hierdie vers vertolk ook iets van dit waarmee ons tans worstel, maar dan ook daardie blye sekerheid dat God is in hierdie worstelstryd naby aan elkeen van ons. Baie bekende die 512, net die derde vers wat ons dan daar saam gesing. En Louise, gaan jy kyk of dit ook nou wil werk? Goed, dan sal dit nie werk. Kom ons staan, dan sing ons lied 512, die derde vers, en daarna gaan die bly staan vir die uitspreek van die seën. Waar hartseer, pyn en leed my weer loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit
Geliefde familie en vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen. Jy mag maar weer plek hê. Liefde broers en susters, ek hou aan u die afskeidsbrief voor soos dit gedruk is in die blaadjie. Die lewensboek van Frans is deur God geopen op 27 April 1955. Hierdie boek is opgeteken die vreugde en ook die hartseer van 'n lewenspad van 71 jaar. Hierdie boek is afgesluit op 13 Julie 2026. En sy aardse wandel is voltooi. Met sy heengaan laat hy sy eggenote, kinders en kleinkinders na. Ons dank God innig vir die tyd wat hy met ons was en sal die mooi nagedagtenis koester en bewaar. Hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig en hy sal bly voortleef vir ons harte en gedagtes tot ons bly ontmoet eendag. Geliefde broers en susters, die familie het my ook gevra om namens hulle die bedankings te doen en ek lees die bedankings soos hulle dit aan my oorhandig het. Baie dankie aan almal vir die ondersteuning wat julle gebied het in hierdie moeilike tyd. Of dit nou was deur 'n oproep te maak, WhatsApp te stuur of net vinnig te kom inleef. Dankie ook aan almal wat hier is vandag. Aan die NHSV vir die versings, voorbereiding wat in die saal getref is, baie dankie vir al julle moeite. Baie dankie aan Louise wat bereid was om vandag vir ons te kom orgel speel. Dan ook baie dankie aan Jan. Dankie dat jy jou vlug uitgestel het die eerste keer dat die pa siek geword het. En dat jy daar was om hom te help met die dinge wat hy nog gedoen wou hê. Wimpie en Lindy, dankie dat julle vir Frans kom haal het en Klerksdorp hospitaal te gevat het. Elke dag hom besoek en gesorg het dat hy eet, al wou hy nie. Enlin, jy het nie eers 2 keer gedink om te kom help as ons jou nodig gehad het nie. Van die voet skoonmaak, bed was, moed inpraat, hard praat as dit nodig was, want ons weet hoe moeilik en onkoppig vir ons was. Baie dankie. Ons sou dit nie sonder jou kon gedoen het nie. Adres, baie dankie aan Andrew en sy span vir julle professionele diens en bystand in hierdie tyd. Dankie aan Neville en so ook aan Janke wat saam met Andrew die nodige dokumente gaan haal het en versorg het. Hybrid, jy het nie gevra toe Karen jou gebel het en gevra dat jy na Franke sal gaan kyk nie. Jy het net gespring en gekom. Baie dankie dat jy by hom was en hom rustig gemaak het. Ons waardeer jou. Emily, baie dankie dat jy so mooi na ou Tata gekyk het toe hy so siek was. Jy het hom gehelp met alles, al het hy so baie klein. Ek is bly, jy het hom so mooi gehelp. Sis, dankie dat jy altyd daar was vir pa. Jou moeite, geduld, elke oggend, elke middag na werk gaan in Loret om te hoor of hy okay is. Hospitaal toe gevat, weer gaan haal het. Jy het altyd tyd gemaak om jou pa om te sien. Al het dit gemaak dat jy laat gekom by die werk. Gelukkig het jy die beste baas het. Die laaste week was jy tot verpleegster, hom versorg en 'n paar keer kom optel as hy geval het. So baie dankie sis. Neville, Jaco en Karen, dankie vir alles. Sonder julle sou ek nie alleen kon doen nie. Baie dankie aan almal. Al is jou naam nie hier genoem nie, weet niks het ongesiens verbygegaan. Dan geliefde broers en susters het Jaco vanuit Amerika uit ook 'n boodskap gestuur wat hy gesê het ons graag vandag wil lees. Hy kan nie hier wees nie omdat hy ver is. So ek lees graag dan die brief wat hy dan aan sy pa geskryf het. Ek wens ek kon vandag self hier gewees het om hierdie woorde vir pa te sê. Ongelukkig is ek aan die ander kant van die wêreld en kan ek nie fisies hier wees nie. Maar in my hart en in my gedagtes is ek vandag saam met julle. As ek my pa in een sin moet beskryf, sou ek sê, hy was 'n harde, hardkoppige man met 'n goeie hart. Hy was nie perfek nie. En ek dink, hy sou die eerste keer gewees het om dit te erken. Een ding wat ek altyd van pa sal onthou, is dat hy nooit opgegee het nie.
Maak nie saak hoeveel keer die lewe hom grond geslaan het nie. Hy het altyd weer opgestaan, sy moue opgerol, verder gewerk. Hy was bang vir niks en vir niemand nie. Werk was deel van wie hy was. Selfs op 70-jarige ouderdom kon jy hom nog sien blare haak, vuil goed wegry, opruim, regpak en besig wees. Hy kon eenvoudig net stil sit. Ek hoop ek het iets van daardie deursettingsvermoë by hom geleer en dat ek eendag op my ou dag nog dieselfde sal kan doen. Ja, en as ons eerlik is, was daar byna altyd 'n dop in Paul se hand. Ek dink as iemand vandag hier vir hom 'n glasie sou neersit, sou hy waarskynlik net glimlag. Paul het my baie geleer. Hy het my geleer om hard te werk, sterk te wees en om nooit op te gee nie. Hy het my ook geleer dat 'n mens nie almal moet vertrou, want die wêreld daar buite kan hard en breed wees. Dit was sy manier om my voor te berei vir die lewe. Paul was nie iemand wat soen of drukkies uitgedeel het nie. Dis maar hoe Paul was. Daardie handdruk het alles gesê. Daar was liefde daarin, trots daarin, en 'n manier om te sê, ek is lief vir jou, sonder dat enige woorde nodig was. Paul was hardkoppig. Hy het sy eie wil gehad en hy het foute gemaak. Hy het mense soms seer gemaak, baie goeie tye het verlore gegaan. Ons almal wens hy kon op sekere maniere verander, maar hy was uniek. Hy was eenvoudig ons Pa en dis hoe ons hom geken het. Ten spyte van alles was ek lief vir hom. Maak nie saak hoeveel ons verskil het of hoe kwaad in my soms gemaak het nie. Dit het nooit die liefde weggevat nie. Vandag kies ek om die goeie te onthou. Daar is nie baie foto's van Paul nie, want hy wou nooit voor 'n kamera staan nie. Maar die herinneringe wat ons het, sal nooit verdwyn nie. Ek moet ook glimlag as ek aan Keegan en Franco dink. Julle twee het oupa behoorlik besig gehou. Julle het geweet oupa se gereedskap is amper heilig. As iets gevat is, moes dit presies terug op sy plek kom. En as dit nie daar was nie, het almal geweet daarvan. Ek dink daar is vandag nog gereedskap wat sommer uit sy eie terugkry na waar dit hoort. En dan natuurlik Karen. Sy moes altyd die strokies bære van alles wat sy gekoop het. Al was dit net R10, moes Pa dit sien. Want hy het boek gehou van alles. Ek dink Karen kan vandag daarom met 'n glimlag sê, sy hoef nie meer elke strokie te bære nie. Ek is seker, Pa sou nog gevra het, waar is die strokie? Deur al die geraas, die baklei en die moeilike tye, weet ek vandag dat Pa se bedoeling altyd was om ons te beskerm. Hy wil hê ons moes nie dieselfde foute maak as wat hy gemaak het nie. Dit was sy manier om vir ons om te gee. Ek wil ook vandag uit my hart vir my ma dankie sê. Ma, dankie vir alles wat ma vir Pa gedoen het. Vir die liefde, die geduld en die versorging, veral in die laaste jare. En my suster Karen en my swaar wil ek ook dankie sê. Dankie dat julle saam met ma na Pa omgesien het, hom versorg het en soveel verantwoordelikheid gedra het, terwyl ek ver van die huis af moes werk. Ek sê julle altyd daarvoor dankbaar wees. Dankie ook aan Keegan en Franco, wat vir oupa soveel vreugde gegee het, en hom op julle eie manier besig gehou het. Wanneer die diens vandag begin, en ek dalk hier ver op my foon daarna kyk, of dalk besig is om 'n vragmotor te bestuur of te werk, sal my gedagtes by Pa en by elkeen van julle wees. En as ek vir Pa goed geken het, sou my nie verwag het, ek moes alles los terugkom nie. Hy sou waarskynlik net gesê het, werk. Daarom sal ek vir Pa eer deur my werk te doen, net soos hy altyd gedoen het. Ek hoop Pa het uiteindelik rus gekry. Daar waar Pa nou is, hoef Pa nie meer blare te hang, goed reg te pak, of bekommerd te wees oor waar iemand sy gereedskap gelos het nie. Net dalk sit Pa met 'n koue groep in die hand te kyk af na ons, waar ons hierdie halfglimlag, met daardie halfglimlag van Pa. Dankie Pa vir alles wat Pa op my geleer het. Dankie dat Pa my gewys het hoe om op te staan wanneer die lewe jou plat slaan. Dankie vir die goeie herinneringe. Dankie vir die lesse wat net Pa kon leer.
Rus nou pa. Ons sal pa onthou, hardkoppig, reguit, met 'n dop in die hand, altyd besig om iets reg te maak of skoon te maak. Diep binne met 'n goeie hart. Ons is lief vir pa. Sak. Dis dan van Jakob sy seun. Liefde broers en susters, ek gaan nou afgaan sodat ons vir elkeen van julle 'n geleentheid gee om 'n laaste eerbetoon te doen. Gaan my net geleentheid om dan hieronder by die voet te kom. Geliefde familie en vriende, ek hou dan aan die afskeidsformule voor soos wat dit gedruk is in die diensboek van die Nederlands Hervormde Kerk van Afrika, waar ons nou afskeid neem van ons geliefde François Alwyn van der Walt. Moet ons nie ontsteld wees nie, want Jesus Christus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En ek sal na julle toe kom, julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Amen. Broers en susters, kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar is op hom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Liefde familie en vriende, ons gaan nou vir die elke geleentheid gee om 'n laaste eerbetoon te doen, deur 'n blom dan hier by die kussie die foto neer te sit, en dan vra ek ook so, as jy dan hier uitbeweeg, of wanneer die laaste eerbetoon doen, dan sommer weer by die een van die deure sal uitbeweeg. Namens die familie nooi ek almal van die uit om 'n koppie koffie of 'n koppie tee en 'n verversing in die saal te kom geniet. Ek wil graag so reël dat ons vir die naby familie dan eerste geleentheid gee om die eerbetoon te doen.